Vader, ons loof en ons prys U vir die geleentheid om U troon te nader. Vir die geleentheid om by die voetebank van Joshua te sit en te sê, Meester, spreek met ons. Open ons ore, open ons hart, sodat ons kan hoor wat U vandag ook met ons wil deel. Daarom vra ek ook, Vader, maak my kleiner, my ore oop dat ek hoor wat U wil sê, wat U wil spreek. Ek stel myself beskikbaar as instrument in U hand. En bedien my, Vader, soos wat U deur my spreek. Mag U vereer en mag U verheerlik word in hierdie vergadering. In Yahweh se naam loof en prys ons. Amen. Vandag se gedeelte gaan meer 'n dinksessie wees. Daar's dinge wat die woord vir ons sê, maar ek dink nie ons neem dit nie. Ons hoor dit en van dit hoor ons soveel keer dat ons nie meer affekteer nie. Maar alles wat in die woord staan, wat uit God se mond kom, is waar en dis so. En ons is die enigste hindernis wat keer dat dit in jou lewe kan manifesteer. Niemand kan dit keer waar jy is nou. So daarom is Vader met ons praat tot ons hart spreek en ons denke vernuwe sodat ons kan verstaan wat hy vir ons wil sê, dan kan ons verander. Dan kan ons vernuwe. Jy kan nie jou maat verander. Jou maat kan jou nie verander. Slegs God kan jou verander as jy dit toelaat. So vandag se gedeelte waaroor ons wil gesels is, weet jy wat jy werd is? Weet jy wat jy werd is? Know your worth. 1 Korintiërs 6 vers 20. Want julle is duur gekoop. Die prys wat vir jou betaal is, kan geen mens bied nie. Geen mens kan dit betaal nie. Alle goud in die wêreld kan jou nie koop nie. God sal jou nie verkoop vir alle goud in die wêreld. Niks. Daar's niks wat geen mens kan bied dat God jou sal afstaan. Niks. Want jy behoort nou aan hom, hy het jou gekoop, regmatig, wettiglik. Jy is sy eiendom. En om te bepaal wat God werd is om te bepaal wat jy werd is. Want hy het sy lewe gegee vir jou. So God se waarde, as ons dit kan bereken, is jou waarde. Dis wat jy vir hom werd is. 1 Korintiërs 6:20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Dis die inner mens, die gees van God wat in jou is, wat aan God behoort. Maar Vader sê, ek het jou gekoop, so omdat jy dan nou aan my behoort, kyk net na jou liggaam en jou optrede in jou liggaam, jou denke, die sielsdimensie, want jy behoort aan my. Iets moet verander in ons lewe. Hoe sien jy jouself in hierdie wêreld en in God se koninkryk? En ek gaan net so klein tydjie kans gee. Plaas jouself in daai vraag. Hoe sien jy jouself? Wat is jou waarde op hierdie aarde? En wat is jou waarde in God se koninkryk? Gewoonlik het ons die twee verskillende poolgedagtes. En die een kant is, ek is maar net ek. Nie veel werd nie.
Ek doen wat ek doen. Eet, ek werk, ek voorsien dalk aan my huis, ek doen wat 'n vrou moet doen in die huis. Dis maar wie ek is. Die ander gedagte is, ek is heelokei. Ek is on top of the race. Which is awesome as dit so is, of course, in die gees, in Yahshua. Maar dan sal ander getuies dit eintlik vir jou getuig. Ons almal sit nog met 'n saadjie van verwerping. Ons sit met 'n saadjie van ek is nie goed genoeg nie. En dit hang af teen wie jy jou meet. Want teen wie meet jy jou om te bepaal jy's nie goed genoeg nie? Jy moet jou teen 'n mylpaal meet, 'n sienswyse meet of ander mense. En God sê, ek het jou duur gekoop. Jy is baie werd. Die gedagtes wat ons laat dink ons is nie baie werd nie, kom nie van God nie. Ja, dit is sekerlik nodig om onsself te kan ondersoek en te sê ek is nog nie in die gees waar ek wil wees nie. En dis goed, dis normaal. Maar moenie dink jy's nie iets werd nie. Omdat jy nog nie daar is nie, beteken dit nie jy's nie iets werd nie. Jou waarde verander nie in jou geestelike groei nie. Jou waarde bly dieselfde. Jou heiligheid verander. Die heerlikheid wat jy uitstraal verander, maar jou waarde verander. As jy meer bid as die ou langs jou, sê God nie hier's nog 10 sent by nie. Hy het klaar die volle prys vir jou betaal. Jy's net soveel werd soos die een langs jou. God bepaal jou waarde want jy behoort aan hom, nie 'n mens nie, nie eers jouself nie. Matteus 10 vers 30 en 31. En van julle is selfs die hare van julle hoofde almal getel. Weet jy hoeveel hare jou maat of jou vriend of jou kind op sy kop het? En nee, ek verwys nie na die kaalkop oomies nie. Dis nie kaalkop oomies vir ons nie, maar daar is manne wat nie hare het nie. Dit is nou maklik om hulle te tel. Maar dit niks. Jy het meer as 3 hare, meer as 10, meer as 100, meer as 100,000. Ek weet nie hoeveel hare het 'n mens op mense kop nie, wonder of iemand al ooit getel het. Ek dink nie ek en jy sal dit ooit kan tel nie, want jy gaan kom, dan is die dag verby, en as jy moeg iewers moet jy slaap, en dan mis jy dalk eenetjie. God het elke een getel. En die een val uit, wanneer jy jou hare borsel, en hy weet dit nie. Dis nogal 'n bietjie awesome, né? Jy jou hare was, en dan lê 'n klompie hare in die bad, of uitgespoel, hy weet presies hoeveel. Jy hoef nie te tel, hy weet. Dis hoe spesiaal ons vir hom is. Hy weet alles van ons af. Wanneer jy 'n voertuig koop, kom ons sê jy het deur 'n worsteling gegaan, moet ek nou die voertuig koop, moet ek nie, as jy kontant koop, of as jy hier koop, sekere vrae wat jy gevra het, antwoorde wat jy gekry het, want iewers moet ek ietsie afknyp om hierdie kar te koop, so ek moet hier bietjie iets op sy skyp. As jy bevoorreg is, en jy kan net koop, awesome, prys Vader daarvoor, maar oor die algemeen, moet mens sommetjies maak voordat jy so ding doen. En dan, wanneer jy die voertuig koop, dan kyk jy na die voertuig, want dis nou joune. Net so kyk God na ons, want ons is syne. En hy het 'n baie groot prys betaal. 'n baie groot prys. Wees dan nie bevrees nie, want julle is meer werd as baie mossies. En wanneer ons gepraat het oor die gedeelte oor God se heerlikheid, wanneer ons sy karakter leer ken en meer sien wie hy is, dan besef ons, hy is die skepper van dit alles wat ons sien. Maar net so groot om dit te skep, moet die een wees wat dit onderhou. Anders was alles al weg en gone en dood.
Hy weet wanneer daar moet reën oor daai plant. En van die plante wat in die woestyn staan, het nie eers reën nodig nie. Hy het hom so gemaak, want hy moet hom onderhou. En so is dit met elke een van ons. Ons is geskep deur hom en hy onderhou ons. Hy gee ons wysheid, hy gee ons insig om sekere goed te kan doen, sekere goed te kan bereik, te kan groei in sekere areas, jouself te verbeter in sekere gebiede, en is nog steeds hy wat ons daai wysheid gee. Maar hy onderhou ons. En as jy sy heerlikheid aanskou in die natuur, dan sien jy, wanneer die koue kom, dan sê die blare vir die boom, vir die wortels, ek het minder voedsel nodig. En dan stuur die boodskap terug, en die blare ontvang 'n boodskap verkleur. En dan ontvang die blare boodskap, jy kan afval grond toe, want die wortels het hitte nodig. Dan gaan lê die blare op die grond bo die wortels, want die koue kom, en die wortels moet beskerm word. En later die blare, wat doen ons? Ons hark alles op en gooi alles weg, want alles moet mooi skoon wees. En dan word dit kompos, en dit sorg weer vir die wortels. Dis God se plan, hoe hy na die boom kyk. Want die bome is immer groen, hy het die so gemaak. So hy sorg vir die hele natuur, altyd, heeltyd, elke dag. Die prys wat hy betaal het vir jou is meer as vir die boom. Is meer as vir die mossie. Dink jy nie hy sal vir jou sorg nie? Dis iets wat ek wil hê ons moet herkou, ons moet dit neem, ons moet dit verstaan. Want ons hoor die goed, maar dit verander ons nie. Dit beïnvloed ons nie, dat ons dit besef nie. Dis nie net 'n storie in 'n boek nie, dis waar, dit is so. So ons moenie bevrees wees oor wat môre bring nie. Môre het sy eie stories, lewe saam God, saam jou familie, saam geliefdes vir vandag. Môre sorg vir homself. Johannes 15 verse 14 en 15. Joshua spreek met sy volgelinge, en ons weet dit wat hy vir sy volgelinge daar gesê het, sê hy ook vandag, want ons is sy volgelinge. En daar is so 'n skrifgie in Johannes ook, 17. Julle is my vriende, sê Joshua vir elke een wat sit, elke een wat luister. As julle alles doen wat ek beveel, wat is die voordeel om 'n vriend van Joshua te wees? Want 'n dienskneg, 'n diensmaag het ander voordele. Seuns en dogters het ander voordele. Ons fokus nou net op vriend. Ek noem julle nie meer diensknegte nie. Joshua verduidelik self wat dit beteken, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Ek noem julle vriende, omdat julle presies sal weet wat ek op hierdie aarde doen en gaan doen. So jy moet alles weet wat gaan kom. Jy is sy vriend. Hy sê dit dan. Die vraag is, hanteer ons hom soos 'n vriend? Dan sê ons, Joshua, ek dink nie buddy nie. Ek dink buddy en respek kan daar ook werk met hy as 'n tyd daar is. Maar dit gaan oor om hom te sê, Joshua, jy sê ons is vriende. Ek wil u vriend wees. Wat wil u my wys? Wat wil u my sê? Wat sê Vader tans vir u? Waar is ons nou in hierdie seisoen? Wat moet ek in my lewe doen? Wat moet ek in my huisgesin doen? Wat moet ek in my besigheid doen? Wat moet ek nou doen in die koninkrykswerke? U is my vriend. Wat sê Vader vir u wat moet ek doen? Hy sal jou sê, want jy is sy vriend. Dan kom ons weer eens by die vraag, wat gaan in ons verstand aan as ons lees, hy sê, ons is sy vriend. Die eerste keer was in 'n gemeente in Pretoria. Dit was paar maande na Vader my omgedop. Toe staan die prediker daar voor op en hy wys daar na my en hy sê, jy, God sê, jy sy vriend. Wat doen ek toe? Toe spring ek op die stoele, so bly is ek, want ek het geweet dis waar. Ek het geweet dis wat God vir my sê.
Ons is sy vriende. Julle, dis iets enorme groot. Dis nie 'n God doer daar een kant nie. Is jou vriend. Vriende kan jou blydskap voel. Hulle kan jou hartseer voel. Daarom het ek al baie keer God se hartseer gevoel. Want ek is sy vriend. Ek is by hom. Hy's by my. En dis nie net dis by elke een van ons. En ons moet dit net vat, verstaan en begin leef. Dis al. Maar ek het julle vriende genoem omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend maak. Julle, en daarom is dit vandag vir ons eintlik baie eenvoudig om Jasma se leringe te verstaan. Want nou stuur Jasma nog sy gees wat ons leer alles wat Jasma gesê het. So al wat ons hoef te doen is om stil te raak voor Vader, jou eie idees uit die pad uit te vat, alle gedagtes gevange te neem en die woorde van Jasma deur te lees saam met Jasma. Hy praat dit direk vir jou en dit wat jy nie verstaan nie, vra jy en hy sê dit. Baie eenvoudig. Julle, dis werklik so eenvoudig. En dan vra ons maar hoekom is daar verskillende sieninge? Dis 'n hartseer storie. Dit wat ons as Jasma se vriende moet weet, sal aan jou bekend gemaak word as jy dit wil weet, as jy wil vra. Dan weet jy baie keer dan kry jy sulke boodskappe, maar ons ignoreer dit. So mag Vader ons onderskeiding gee en guns gee om te weet wanneer hy met ons praat en wanneer dit ander gedagtes, ander stemme is. 1 Korintiërs 7:23 Julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie. Ons is duur gekoop uit die mag van Satan uit. Ons is duur gekoop van duisternis sodat ons kan oorgaan na lig toe. Maar ons is ook nie meer slawe van mense nie. Dit beteken, God het jou losgekoop van alle forme van slawerny. So moenie toelaat dat enige mens jou weer bind in slawerny nie, laat jy sy slaaf of haar slaaf raak nie. Baie belangrik. Daar's orde in verhouding in man en vrou, ouers, kinders, werkgewer, werknemer, dit is daar, dit hoort, dit moet daar wees, dis dissipline, dis orde. Ek praat van 'n slaaf van 'n mens word nie. Moenie dat mense jou intimideer en manipuleer nie. Want in liefde kan jy dieselfde bereik as intimidasie of manipulasie. Eintlik meer seker bereik. 2 Korintiërs 6:16 Op watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Hoeveel keer het ons dit nie al gehoor nie? Hoeveel keer het ons dit geneem? Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon. Ek sal onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Nou vat net daai vers nou letterlik, want dit is letterlik. Die Gees van God woon in ons. Terwyl ons nou hier praat, waar is God? In ons en hy loop ook nog tussen ons deur. Hy wandel tussen ons. Dis waar hy is. Net omdat jy hom nie sien nie, beteken dit nie hy is daar nie. As die woord so sê, is dit so en klaar. En partykeer sien ons God in watter vorm, het sy 'n engel of Jasma, dan sal hy hier loop. Dis waar hy tans is. En die woord is waar, so dis afgehandel. Dis waar hy is. Prys Vader, hy is alomteenwoordig. So hy kan in elkeen van ons wees, woon
en hy wandel tussen ons, omdat ons die tempel is. So as ons besef wat dit beteken, jy's 'n tempel van God. Nou ek wil nie vandag die negatiewe kant praat nie. Maar as ons dit besef, dat God heeltyd in ons is, dan sal ons ook besef wat van buite af na ons ore en ons oë kom en in die hart is, as dit nie van God is nie, dat ons dit weerstaan, dit wegstoot. Want hy's in ons. So as ons daai besef het, dan kan ons die koninkryk manifesteer. Ons kan geestelik groei en ons kan deur Vader se genade die duisternis wegstoot. Want hy's heeltyd in ons. Hy's heeltyd by ons. Hoeveel keer het jy al gehoor dat jy 'n tempel van God is? Baie. Maar ons vat dit nie. Ons vat dit nie. Ons weet as ons so aangaan deur die dag, God is by ons. Hy woon in ons. As jy dalk bietjie 'n breek vat en jy bid in 'n taal of jy doen dit, dan word jy meer bewus van sy teenwoordigheid in jou. En dit is goed. Maar dit sou beter wees as ons altyd bewus was van sy teenwoordigheid in ons, om ons. Besef ons wat 'n voorreg dit is. Wat 'n fenominale groot voorreg. Hy het ons duur gekoop, hy het die grootste prys betaal wat ooit betaal kon word vir 'n mens of vir enige skepping. Hy het ons gekoop, nou behoort ons aan hom. Nou wil hy in ons woon, sodat hy ons kan help, sodat hy ons kan lei, sodat hy ons kan leer, sodat hy deur ons ander kan help. Dis hoekom hy in ons woon. Hy wil heeltyd by ons wees, sodat ons nie weer deur ons eie keuse onsself oorgee aan ander magte nie, weer slawe word. Want hy het 'n groot prys betaal. En hy wil keer dat ons teruggaan na daardie kant. So besef ons hoe groot is dit werklik. Ek dink nie ek doen nie. Ek dink dit is baie groter as wat my verstand kan begryp. Dis baie groter. Hoe ver is God van jou af as hy in jou woon? Hy kan nêrens wees nie. Hy's in jou. Hy kan nie nader wees as wat hy is. En dan het ons hoeveel keer gehoor gelowiges sê ek kan nie deurkom tot God nie. Ek druk nie deur nie. Die oomblik, en ek glo ek sal nou aanstoot gee nie, want wat ek doen is skriftuurlik. Die oomblik as jy sê in jou taal praat Barabasia, Masia Yahshua Hanaditu Rusuhat. Geseënd is die Yahshua Masia wat in ons woon. Die oomblik as jy dit spreek, praat hy uit jou uit. Hy is nie somewhere wat jy hom nou moet gaan soek nie. Hy's in jou. Hy kan nie nader nie. Hy kan nie. En hy's altyd daar. Altyd, maar altyd, maar altyd. En baie keer sê ek goed, en daarna is my mond te vinnig, dan ek, man, kom nou, kon ek nie net bietjie stil bly nie. Net daai sekond wag. En ek dink binnekant voel Vader amper erger as ek. Want ek het dan iets gesê wat iemand seer gemaak. Binnekant as hy en daai persoon dan voel hy, eina. So dis 'n journey, dis iets waardeur ons moet gaan, dis 'n wandeling, maar as ons bewus is van hierdie dinge, kan ons daaraan aandag gee. En mag Vader ons guns gee. 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld. So enige hindernis wat voor jou is, enige struikelblok wat voor jou, enige siekte toestand, finansiële probleme, enige situasie wat jy het, is kleiner as hy wat in jou is.
En ek weet ons lewe in 'n, weet nie wat die Afrikaanse naam nie, 'n quick fix, 'n vinnige regmaak wêreld. En van die goed wil ons ook dadelik hê. God moet net dadelik, God moet net dadelik. En baie keer doen hy as dit nodig is, maar soms wil hy ons laat sterker word binne, groei binne, geloof moet groei binne. Dis hoekom gelowiges deur sekere dinge gaan om sterker aan 'n kant uit te kom. Maar ons verstand, ons denke gaan toelaat dat ons sterker uitkom of swakker. Die sterker is Vader, ek voel dit. Vader, ek hou nie hiervan en niks, ek's 'n kind van U of ek's 'n gelowige. Ek dit wat nou gebeur hoort nie te gebeur nie, as dit ons sienwyse is. En dalk is jy reg. So Vader, help my om dit te sien, te verstaan, leer my wat ek hieruit moet neem, laat ek kan groei, dat ons hierdie ding kan oorkom. En julle, dan gaan die volgende een kom. Ongelukkig, maar dis hoe ons groei. Wat dink jy gaan gebeur met 'n gelowige wat nooit aangeval word nie, wat nooit probleme het nie, wat nooit vrae het vir God nie, wat net daar sit? Hy gaan doodgaan. Hy gaan nie groei nie. Jou groei is in dit wat jy deurgaan, die woorde van God wat jy spreek, wat jy kry, dit laat jou geloof groei. Jy word sterker deur dit waardeur ons gaan. En ja, soms is dit glad nie lekker. Glad nie. Maar Vader het 'n doel met alles. Hy het 'n doel met dit alles. En omdat hy in ons woon, kan ons alles, maar alles oorkom. Want hy is sterker as enige iets wat oor ons kan kom. Ons moet net weet wat die woord sê, dat ons dit kan begin leer, kan begin toepas, sodat die vrug sigbaar raak. Galasiërs 3:26, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Yeshua Messiah, in Jesus Christus. Deur Yeshua, deur sy gees, is ons nou kinders. Ons was vriende, maar ons is ook kinders. As jy 'n vriend is, deel Yeshua goed met jou, wat jy dalk mis, wat die Vader self met jou wil deel. Want as jy 'n kind is, kan jy direk by die Vader hoor. Want Yeshua sê, daar kom 'n tyd wat julle nie my gaan vra nie, julle moet die Vader self vra. Maar ons kan ook met Yeshua praat. En hy wil ons dinge wys en dinge leer. Maar as jy 'n kind is, gaan jy direk na jou pa toe, jy gaan nie deur jou boetie na jou pa toe nie. As jy daardie konsep wil sien of wil verstaan. Dink bietjie mooi, wat beteken dit om God as jou Vader te hê? Ek gaan 'n scenario probeer skets, ek weet dit behels nie eers 'n klein bietjie van dit nie. Wanneer jy 'n winkelsentrum het, 'n eenmanssaak. Jy het 'n winkelsentrum en daar's klomp sweets op die rak en chippies en brood, die normale winkelsentrum. En jy's alleen eienaar, jy en jou vrou werk in die winkel. Wat dink jy sal jy doen as jou kind of jou kleinkind na jou toe kom en sê, pappa of oupa, kan ek 'n pakkie chips kry? Oor die algemeen sal jy net gee. Nie altyd wys, jy moet om uit die til uit te leef nie, daar's nagevolge. Maar as jy boekhou van dit, is daar geen probleem. Wat ek hierdeur probeer sê is, wanneer jy na jou Vader gaan, gee hy vir jou alles wat binne sy bereik is, wat vir jou die beste is. Hy sal dit gee. As hy reeds vir jou 'n sweetie gegee het, en nou soek jy nog een, en nog een, en nog een, gaan hy later sê, ek dink dit is goed vir jou nie. Een sweetie of 2 sweeties 'n dag is genoeg. En dis waar hy gaan stop, maar hy sal vir jou gee. En dit is hoe God ook is, want hy's nou jou Vader. Nou gaan jy na hom toe en sê, Abba, wat pappa beteken, wil u nie vir my help met hierdie saak? Ek het wysheid nodig om hierdie ding te kan doen. Ek sit in hierdie ding vasgevang, ek is gewortel in hierdie ding, maar ek wil loskom. Wat se raad gee u vir my? En hy sal jou sê wat jy moet doen, want hy is jou pa. Maar as ons dit nie verstaan nie, kan ons nie daar uitkom nie.
dan doen ons dit nie, of ons doen dit nie met oorgawe nie. Wat gebeur as die klein kindertjies nou hier in hardloop na hulle pappa toe en sê, pappa kom gou hier is 'n ding. Die pappa gaan nou opstaan en gaan kyk wat is die probleem, al sit en praat ek hier voor. Dis wat 'n pappa doen, hy moet sy kind beskerm. Dis wat ons Vader doen. En prys Abba, hy's alomteenwoordig. Hy kan nie sê, "Wow, ek praat nou eers met Sannie nie oor die wag, sy het 'n groot issue." Nee. Hy's alomteenwoordig. Hy wag vir ons om ons te help. So ons moet daai goed verstaan. En ek weet baie keer kom ons, dit het ek al in my gedagtes gekry en ek kan dit getuig want ek glo julle ook. En dis die bose. Dan kom jy, dan vra jy vir Vader iets en dan hoor jy, nee man, dis dan regtig te klein. Hoekom jy plan met hierdie nonsens? Hy's regtig besig, hy's vol. Dis die bose, hy wag net vir jou, vir enige saak. Partykeer wil hy net hê jy moet net bietjie met hom praat, man. Deel jou hart net. En ook partykeer is dit goed gaan, dan sê jy, wow, Abba, het jy gesien, ons het daai ding gewen. Ons het dit nou reg gekry. Ek kon daai ding nou bou, kon daai ding nou so maak. Ek kon die koekie uiteindelik reg versier. Ek dankie Vader. Dit wil hy ook hoor. Nie net klagtes nie. Die raad wat U my gegee het toe gewerk. Dank U daarvoor. Daar is ook ander voordele as jy 'n kind van 'n regverdige Vader is. Want 'n regverdige Vader tree regverdig op teen al sy kinders. Hy het nie 'n blue eye boy nie, alhoewel ek baie sê ek is, maar ek weet almal is, maar ek sê dit dat julle moet jaloers word, dat julle ook word. Want hy is regverdig teenoor al sy kinders, teenoor almal. En daarom sê hy die volgende. Romeine 8:17, en as ons kinders is, dan is ons ook erfgenaam. So hy sê, 'n goeie vader, 'n regverdige vader sal sy kinders laat erwe. Daar self 'n skrif wat sê 'n regverdige vader sal self sy kleinkinders laat erf. OK? Ja, ons dink onmiddellik dollars, shekels, rande. Nie noodwendig, kan wees, maar nie noodwendig nie. Dit is wat Vader jou wil laat erwe. Daar sekere erfenisse opgeskryf wat jy net kan gaan haal. As ons kinders is, dan is ons erfgename. Erfgename van God. So ons Vader wil vir ons goed gee. Daar's goed wat ons moet erf, want ons is kinders. En in die geval hoef God nie dood te gaan voor jy erf nie. Hy deel erfenisse uit voor die tyd, want hy is onsterflik. En ons is mede-erfgename van die Messia. So ons erf van Vadergoed, Jasma erf van Vadergoed as menslike wese. Hy erf van Vadergoed en met verheerlikte liggaam. Daar's goed wat Jasma as, noem dit menslike wese moet doen op aarde. Daar's goed wat ons moet doen op aarde. So ons erf van God goed wat ons moet doen. Jasma erf by Vadergoed wat hy moet doen. Ons erf saam met Jaswa, selfde goed as hy erf. Kan ons sien waar dit heen gaan? Ek bring Jaswa glad nie af nie, julle. Hy is Yahweh vir my. Dis wie hy is. Maar op aarde moes hy 'n vleeslike vorm aanneem, sodat ons al hierdie dinge kan sien. Hy het 'n erfenis ontvang, daai erfenis kom na my toe ook. Daar's goed wat ek moet erf. Dalk erf ek die donkiekar en Jaswa die koets geërf, which is fine. Ek is happy daarmee. Maar daar's erfenisse, hy gee wat nodig is, wat regverdig is vir al sy kinders. Dan erf ons saam met Jaswa wat hy geërf het. En daar's goed wat ons moet erf. Daar's goed wat Jaswa geërf het waarvan ons nie eens weet nie. Een van dit is hy gaan koning van die konings word, nie ek en jy nie. Hy. Maar ons gaan saam met hom regeer. So dit is wat daar vir ons is wanneer ons besef ons is kinders. Maar julle, dis alles nou die mooi na ons toe. Maar daar's verantwoordelikhede vir elke een van hierdie dinge. Want 'n vader verwag 'n kind moet teenoor hom op 'n sekere manier optree.
anders stig hy sy kind. En ek wil nie oor die negatief vandag praat, maar julle daar is ook daai aspek. Maar die goeie is ver beter as die ander, want die ander is net om jou in lyn te bring, sodat jy die betere kan kry. 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Nou die pen van koning Dawid het dit so geskryf. Psalm 9 en 139 vanaf vers 11. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is self die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag, die duisternis soos die lig. Hy's nou 'n digter hierso, al wat hy eintlik sê is, u so groot, ek kan nie vir u wegkry. En as u in enige plek inkom wat vir my so donker is soos 'n donkerste nag, bring u die lig. Dis wat hy eintlik daar sê. Want u het my niere gevorm. Niere verwys natuurlik na die hart, die sielswese, die menswees. U het my niere gevorm, my in my moeder skoot geweef. Dis wat Vader gedoen het. Elke week, eintlik elke sekonde seker, sit hy so stukkie by, so stukkie by, so stukkie by. Julle gesien hoe word 'n babietjie gevorm? So stukkie by. Julle het groot bang gesien. Daar is toe nou 'n groot bang, né? Nou nie evolusie sin nie. Die groot bang. Het julle gesien wat gebeur as 'n eier en 'n spermselletjie bymekaar kom? Daar's regtig 'n bang. Daar's 'n wit lig wat so. Okay? Dis God se gees wat die konnektasie veroorsaak onmiddellik. Dan is God se gees daar. Goed, kyk. Dis nou 'n biologiese les. Waar was dit nou? Vader het jou geweet. Julle gesien as die gesiggie gevorm word, dan kom daar op 'n tyd Vader se hand, dan sê hy presies daar is die ooglid. Presies daar is die ooglid. Mondjie, presies daar. Julle sal sien ek het op my lip hierso 'n merkie en hierso. Hy's presies deur die twee gesny. Hy moes nie bo of onder wees. Hy's presies deur die twee. Julle kan kyk as julle later wil. Dis soos God werk. Presies man. Presies. Dis hoe hy ons gevorm het in die moederskoot. Hy was heeltyd daar. Hy het gesien hoe jy groei. Hy het gehoor wat jy hoor wat goed was, wat jou bly laat voel. Hy het gehoor wat jy hoor wat jou seer gemaak het. Maar hy was daar. Hy was daar elke oomblik van elke dag. Want toe daai lig gevorm is, daai gees, was hy daar. En dis uit daai geeswese wat hy jou vorm, wat hy jou vorm, wat hy jou vorm in jou moederskoot. Omdat ek so vreeslik wonderbaar is, loof ek u. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. Nou dis 'n versie wat my bietjie geplaat, want vreeslik wonderbaar klink vir my nie so vreeslik lekker. Want wat is vreeslik wonderbaar? Baie wonderbaar is seker beter is vreeslik, né? Maar ja, hy het 'n ander betekenis. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die diepste van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in u boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was. Jou hele lewe is reeds in jou boek in die hemel opgeskryf. Alles van jou. Wie jou vrou gaan wees, wie jou man gaan wees, wie jou kinders, alles is reeds daar opgeskryf. Nog voor die aarde gevorm. Dis wie God is, want hy staan buite tyd. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som. Nou kan ons die gedagtes uitvat, alles wat God dink, of u gedagtes aangaande my. Hoe kosbaar is die gedagtes wat u aangaande my koester, nie net vir my.
Want Vader het gedagtes, hy drome oor elke een van ons. Soos wat 'n pa 'n droom het en sê ek hoop my kind sal eendag dit bereik. En ek hoop my kind sal dit kan bereik. En ek gaan my kind help om dit te kan bepaal en te kan bereik, want ek is daar vir my kind. Is God nie groter as jy nie? Dis presies wat hy met jou en my doen. Presies. Net meer, want hy het meer autoriteit. Maar die vraag is, vat ons dit? En dit is waar die vraag sit. Net ons kan dit antwoord, seker saam Vader natuurlik. Kyk, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. En hy het my bietjie gepuzzle, maar dis wat die slim mense sê dit beteken. Fearfully and wonderfully made refers to the profound respect and awe. In Hebrew, yareh. It does not mean being scared or terrified, but rather experiencing the astonishment of reverence on feels in the presence of something sacred and holy. Dan word jy is so spesiaal, heilig gemaak om eenkant gesit te wees. Dit is vreeswekkend. Nie bang vreeswekkend nie. Dit is so groot dat jy elke individu spesifiek gemaak word. Daar's maar geen een wat dieselfde is. Geen eens 'n identiese tweeling. Daar's geen wese wat dieselfde is nie. Hulle kan nie wees nie, want God het elkeen apart geteken. En dis nie dat hy nie kon nie. Hy kon ons almal dieselfde, hoe boring sou dit nie wees nie. Hy kon ons almal dieselfde laat lyk. Hy sê nee, daai enetjie sit ek 'n streepie daarin. Ja, as hy glimlag wil ek hom 2 dimpeltjies gee. Daai een gee ek 'n korretjie op die kin. Elkeen so gemaak. Want hy is die meester. En hy vorm ons soos hy wil. En dit is hoekom ons so vreeslik wonderbaar is. Wonderfully refers to being distinct and set apart in Hebrew pala. It conveys the idea of being uniquely and marvelously designed, as if custom crafted by an artist rather than a mass production. So dis elke potjie wat apart geverf is, nie klomp potte gooi hulle deur 'n bak olie en daas hulle. Tyd gevat met elke een van ons. Hy vat vandag nog tyd met jy gaan nie deur wat die ou langs jou deur gaan. Al is julle man en vrou, al gaan julle deur 'n selfde ding nou, ervaar elkeen dit anders. Want ons is anders gemaak. Hierdie ding wat gebeur is vir my geen issue nie, vir my vrou is dit 'n groot issue. Dan gebeur iets wat dalk vir my 'n groot issue is, vir haar is daar glad nie 'n issue nie. Maar ons gaan deur dieselfde ding. Want ons is spesifiek gemaak anders as die ander een. Jy is dus iets besonders. Jy is baie, baie spesiaal. En dit is wat God sê jy is. So moet asseblief nie toelaat dat die wêreld jou iets anders vertel. Ja, ons maak foute, of course. Maar dis ons leerkurwe om daar te kom. Paulus sê, ek streef daarna om te kyk of ek perfek kan word. Ons streef daarna. Nie om beter te wees as my broer en my suster nie, maar om te wees wie Vader wil hê ek moet wees. Want hy laat my toe om te kom waar hy wil hê ek moet wees. En een van ons as gelowiges se grootste probleme, myne ook, die laaste klompie maande begin Vader baie met my daaroor praat. Ons gee te veel om oor die ander ou se journey. Sort jou journey uit, man. So jy kan nie die ander ou se journey beïnvloed nie, behalwe deur mooi opbouende woorde of vermaaning in liefde. Dan sal jy help. Maar anders fokus jy met jou wandel op God. As jy 'n leemte sien in liefde, kan jy help natuurlik.
Maar laat elke ou sy eie journey met God uitwerk. Baie keer is ons so besig met ander ouens as ons daai tyd met God spandeer het, was ons al verder. Of het ons al sekere goed oorkom. Ek noem dit net gou deel ons maar baie keer persoonlike goedjies. Klompie jare het Vader my terug, het my gelei om 'n spesifieke gebed te bid. En daar seker goed wat ek nou nie kan deel, die mense sal dink ek is totaal arrogant. Spesifieke goed wat ek moes bid voor en ek het vir meer as 2 jaar dit nie gebid nie. Dit was iets wat ek moes bid elke dag en ek het nou weer so 'n maand of 2 terug begin. En toe sien ek in daai ding spesifieke gedeeltes van wie ek was 'n klomp jare terug. Want dit is goed in my lewe wat ek elke dag moes hanteer. En een van hulle was die gees van kritiek. Met ander woorde, as iemand iets gesê het ek onmiddellik gekritiseer. As daar 'n teaching uit was en dit was teen my denkwyse, ek het nie na daai ou gaan luister nie, glad nie, glad nie niks. En toe het God vir my op 'n kol gesê, jy release in jou 'n gees van kritiek. Gaan luister na daai teaching, al is dit nie wat ek jou geleer het nie. Al weet jy dit is vals, gaan luister, daar's dalk iets anders wat ek jou wil leer. En dit het ek toe gedoen en dit het ek toe gekry. Toe sien ek in daai lysie staan gees van kritiek. Dis een van die goed wat ek elke dag gevind het, elke dag. En so het ons almal goedjies waardeur ons moet worstel. En mag Vader ons guns gee om sterker aan die ander kant uit te kom, want hy is ons Vader, hy is by ons, hy woon in ons, hy wil saam met ons hierdie journey stap, en asseblief, ons moenie toelaat dat jou eie denke, wat eintlik dan nou van die bose kom, jou afbreek nie en sê dis nie waar nie. Of laat iemand anders vir jou dit sê, net omdat hulle dit dalk nie weet nie, of dalk jaloers is op jou, of wat die geval ook is. Weet wie jy is in God. Weet hy het jou duur gekoop, hy wil die beste vir jou hê, hy het 'n journey klaar vir jou uitgewerk, dis geskryf in jou boeke, nog voor die aarde was. En ons moet net hoor, Abba, wat nou? Waar's my journey nou? Hoekom gebeur dit nou, as ek dalk op 'n verkeerde journey? Het ek dalk gister iets gedoen wat ek nie moes nie? Het ek iets bepaal of besluit wat ek nie moes nie? En dis is dit reg. Okay. O, wonderbaarlik groot is U nie, Vader. O, U liefde is so groot en ons het U lief uit die diepste van ons hart. Met ons onbeperkte begrip van wat liefde is, help ons om U lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, al ons krag en ons verstand en ons naaste soos onsself. Dankie dat U Gees ons hierdie dinge sal wys en sal leer, dat ons ook sal weet wie ons in U is, dat ons sal weet wie U in ons is, dat ons sal weet, Vader, wat hierdie pad is, wat ons vorentoe moet loop saam met U, want in U counsel, in U raad, besluit U sekere dinge, en ja, ons het selfs toegang na daardie raad om te luister wat U bepaal, wat oor gedekree word, self oor nasies en oor die wêreld. Maar kom ons begin by ons. Wat spreek U oor my? My huis, my geliefdes, die gemeente, dat ons daai dinge kan begin bepaal en kan begin leef, en dan sal U die groteres sekerlik byvoeg. Maar as U met ons wil praat oor wêreldse goed, natuurlik, U is so welkom. Dankie, Abba. Loof en prys U naam. Amen.